Alright, so kom ons begin gaan met aard van die wortels. Dis eintlik 'n verskriklike maklike hoofstuk as jy verstaan wat hulle vir my sê. Dis 'n vinnige afdeling. Hier is nie iets wat baie tyd moet vat nie, maar dis definitief 'n plek waar ons moet punte kry. Hulle vra dit regtig nie baie moeilik nie en dan die enigste moeilike manier, daar is voorbeelde wat ons doen in die pakkie. En ek gee vir hulle 'n baie mooi shortcut oor hoe om dit te doen. Okay, so die eerste ding wat jy net moet weet van my aard van die wortels, is om te dink, die oomblik wat jy hoor aard van die wortels, dan dink jy delta is gelyk aan b² minus 4ac. En waar dit eintlik vandaan kom, die woord aard van die wortels, dit sê maar net vir my, imagine gou ons het 'n kwadratiese funksie, so ons het my parabool, en ek wil eintlik net weet, hoe gaan my x-afsnitte lyk? Is dit mooi x-afsnitte? Is dit lelik? Bestaan dit? Is daar net een? Dis eintlik wat dit vir my sê. So 'n ander woord vir wortels is maar eintlik net jou x-afsnitte van 'n grafiek. So as jy dit in gedagte hou, is dit al klaar 'n bietjie makliker. En dit kom alles van hierdie vergelyking af. Dis jou gewone kwadratiese vergelyking wat julle nou uit julle kop uit ken. En dan weet ons ook nou hierso so delta is mos nou b² minus 4ac. So eintlik wat dit gaan oor wat daar aan die binnekant van my wortel staan. Dis waaroor dit alles gaan. So kom ons kyk. Hierdie teorie is vir julle mooi in die opsommings vir julle opgesom, so julle kan maar net daar na die notas gaan kyk, maar dit sê maar net vir my, en ek wil julle moet prakties dink, dit gaan alles oor wanneer jy delta, en ons weet mos nou delta is b² minus 4ac, wanneer jy dit binne in 'n worteltjie gaan sit. So sien maar jy kry die waarde vir delta as 0. Dink baie prakties. Imagine jy sit daai 0 in 'n wortel, dan gaan kyk jy altyd eers bestaan hy, en wortel 0, ja dit bestaan, dis hoekom is dit reël. 'n 0 is 'n mooi vierkantsgetal, daarom is dit rasionaal, en met gelyk, as jy sê gelyk aan 0, beteken dit my wortels is gelyk. Grafies wat dit vir my sê, is as ek 'n parabool het, dit beteken my 2 x-afsnitte is gelyk. Met ander woorde, hy sny die x-as, sê nou maar by 4 as hy afgaan, en hy sny die x-as by 4 as hy opgaan. So wanneer jy hom gaan faktoriseer, sou jy byvoorbeeld uitgekom het by x minus 4 is gelyk aan 0, so tipe ietsie. Jy kry gelyke x-afsnitte. Dit is wat daar gebeur. So dit is sy sketsie. Okay. Volgende een is, ons vat 'n getalletjie wat kleiner is as 0. So kom ons dink gou prakties. Imagine ek het 'n getal, en dit gaan alles oor wat gebeur as jy hom binne in 'n wortel sit. Jy gaan sit daai getalletjie, kom ons sê minus 5, of eintlik minus enigiets. Dit beteken jy gaan hom nie eens kan klassifiseer nie, want hy bestaan nie. Daarom is dit nie reël. Dit sê vir my x-afsnitte gaan tegnies nie bestaan nie. So my parabool loop daar, of so, of hoe ook al, maar either way, ek het geen x-afsnitte nie. Dis hoekom dit nie reël is. Nou kyk ons by die volgende enetjie. Volgende een is spesifiek wanneer hulle groter is as 0. Groter as 0, kom ons kyk gou, daar's verskillende getalle. Die eerste enetjie is spesifiek vir 'n volkome vierkant, so sê net maar 16. Dan gaan kry ek hierso, so die aard van my wortel, gaan kyk jy altyd eers bestaan hy. En ons weet, wortel 16 bestaan, daarom is dit reël. Wortel 16 is 'n mooi getal, daarom is dit rasionaal, en dan is dit ongelyk. Mens sal sien, hier is dit maar minus 4 en plus 4, of so tipe ietsie. Of ja, so daar is so lank 'n idee vir jou. Okay? En dan die volgende een is 'n getalletjie soos, kom ons sê 20. So wortel 20 bestaan, daarom is dit reël, maar wortel 20 is 'n terrible getal, daarom is dit irrasionaal, en in hierdie geval altyd ook ongelyk. So dit is 'n getalletjie, so sê nou maar ons sê minus 0,12356, en ons eindig by 5,4123, julle kry die idee, 'n klomp lelike irrasionale getalle. Het ek ook net vir julle 'n paar tips hierso gegee, maar julle kan dit alles net gaan kyk daar. Ons gaan van hier af dadelik wegval met die vraestel voorbeelde, dat julle sien hoe hulle dit vir ons vra. So hier is die voorbeelde van die eerste 3 wat ons gaan doen. Ek stel voor julle pause die video hierso, en dan gaan probeer jy dit gou op jou eie, en dan gaan ons nou wegval met dit. So, hulle sê vir my by nommer 1, bespreek die aard van die wortels van die volgende. Eerste ding wat jy doen, en hier is baie belangrik om te weet met aard van die wortels, ons werk met 1x². Jy soek altyd jou vergelyking in die formaat met, daar's 1x², ek het net 1x,
en al die ander is my C, en dan soek ek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. So jy soek hom in standaard formaat. Ek gaan nou vir julle wys wat gebeur as daar meer as 1 x² of meer as 1 x is. Okay, so die eerste ding wat ek hier sien, ja, hy is wel in standaard formaat. So ek kan gaan dink, ek dink dadelik, aard van die wortels, jy dink delta, is gelyk aan b² minus 4ac. Okay, so in hierdie geval my waarde vir b, ons ken mos my leerwerk, is 'n minus 7. Minus 4, my waarde vir a is 3 en my waarde vir c is 9. Dan gaan gooi jy daai in jou calculator in en dan kry jy 'n terrible 59. Okay, nou moet jy die aard van die wortels gaan bespreek. Sien julle, hy is negatief. So dan kan jy gaan sê, so dit wil sê die wortels, ek gaan nou nie alles heeltyd so neerskryf nie, maar die wortels is nie reëel. Want dit gaan alles oor wat gebeur wanneer my getalletjie binne 'n wortel gesit word. So minus 59 bestaan nie. Daarom weet ek, wanneer delta, sien julle my delta is kleiner as 0, en as jy teruggaan na jou teorie, kan jy sien hier waar delta kleiner is as 0, is dit nie reëel. Alright, die tweede enetjie. Eerste wat ek gaan doen is jy gaan skryf hom in sy standaard formaat en ons gaan skryf 2x² minus x minus 4 is gelyk aan 0. Die oomblik wat jy hoor aard van die wortels, dink jy dadelik, delta is gelyk aan b² minus 4ac. En nou gaan check ek hierdie in en sê ek delta, so b² is 'n minus 1², minus 4, my waarde vir a is 2 en my waarde vir c is 'n negatief 4. En dan gaan check jy dit in jou calculator in en dan kry ek 'n 33. Okay, so delta is 33. Jy kan ook gaan skryf, wel delta is groter as 0, dit wil sê, nou gaan dink jy vir jouself prakties. Imagine gou jy gooi hom in 'n vierkantswortel, daar's hy. So die eerste ding is hy bestaan. Hierdie wortels is reëel want hy bestaan. Wortel 33 is 'n lelike getal, so dit is irrasionaal en in hierdie geval is dit altyd ongelyk. Die enigste keer wanneer my wortels gelyk is wanneer ek gaan sit met 'n wortel 0. So in hierdie geval is dit my antwoord, daar het ek die aard van my wortels bespreek. Die derde enetjie sê vir my, wel, ons kan sien hy's ten minste al klaar in standaard formaat, met ander woorde ek het 1x², 1x en al die ander is my c. Dadelik wat jy dink, delta is gelyk aan b² minus 4ac. Okay, ek het my waarde vir b, dis 'n wortel 24, so ek kry vir delta as wortel 24, so dit is b² minus 4, my waarde vir a is 5 en my waarde vir c is minus 6. As ek hierdie my calculator incheck, dan kry ek 24 plus 120, en dan kry ek 144. Okay, so kyk wat gebeur nou. Nou moet ek die aard van my wortels gaan bespreek. So delta is groter as 0, maar hy is 'n volkome vierkant. Julle hierdie is stap vir stap uit ingesit in die pakkies wat julle net kan gaan kyk. Okay, so hy is 'n volkome vierkant. So dit wil sê my wortels, en dan gaan skryf jy nou mooi die wortels, maar soos ek sê, julle kan dit gaan kyk nou maar net presies hoe mense dit skryf. So eerstens, wanneer ek 144 binne in 'n wortel incheck, dan gaan kyk ek, eerstens, yes, dit bestaan actually, so ek weet dit is reëel. Dis 'n volkome vierkant, daarom is hy rasionaal en altyd met hierdie ongelyk. En dis hoe ons hierdie gedeelte doen. Alright, hier is die volgende 3 wat ons gaan doen, vraag 4, 5 en 6. So julle kan die video hier pause en dan kan julle dit gaan eers self probeer doen. So kom ons gaan kyk gou. Hier ook 'n bietjie interessanter. Hulle vra hier vir my, vir watter waarde of waardes van m sal die vergelyking wat ook al hulle vir my daar gee, nie reële wortels hê. So die eerste ding wat ek dadelik dink, as ek hoor aard van die wortels, ek hou daarvan om te gaan skryf delta is b² minus 4ac. Dis so of my go-to. En dan hou ek daarvan om my teorie gedeelte net uit my kop uit te kry, om te sê, vir nie reële wortels, weet ek delta gaan moet kleiner wees as 0.
Ok, dan het ek nou my teorie gedeelte. Nou wat gebeur, ek moet my vergelyking nou eers in standaard formaat skryf. In hierdie geval, daar is 'n x, daar is 'n x, daar is 'n x, dit is chaos, daar's geen x kwadraat nie, so wat ek gaan doen, ek gaan eers my hakies uitmaal. Ons gaan maal my hakies uit, dan kry ek kom as 'n pragtige 2x kwadraat plus 2x plus m minus x. Okay. Dan het ek ook vir julle gesê, jy soek net 1x kwadraat, net 1x en al die ander is my c. So ek gaan hom net gou eers bietjie netjies herskryf. Ek gaan al my x'e ten minste langs mekaar sit. Daar staan plus 2x minus x, gee jou net vir my 'n pragtige plus 1x, so dis baie nice. Plus m is gelyk aan 0. Nou is hy in standaard formaat. Ek het 1x kwadraat, 1x en al die res is my c. Nou kan ek gaan kyk. So vir my wortels om nie reëel te wees, weet ek b kwadraat minus 4ac moet kleiner wees as 0. So dis my beginpunt. B kwadraat, dit is daai 1. So ons sê die 1 kwadraat minus 4, my waardes vir a is 2, my waarde vir c is m. En ek wil weet, waar is dit kleiner as 0? Want dis hoekom ek my teorie daar uiteengesit het. Dan kry ek hierso 1 minus 8m is kleiner as 0. Dan kry ek 'n minus 8m, dis kleiner as minus 1. So m, onthou as jy deel met 'n minus, ruil die bekkie om. M is groter as 1 op 8. En dis hoe ons daai doen. Volgende een, bereken die waarde van d waarvoor hierdie vergelyking gelyke wortels het. Ok, ek weet dit is bietjie tedious, maar ek hou daarvan om by my teorie te bly, om te sê jy begin altyd db kwadraat minus 4ac, want baie keer weet julle nie waarom te begin met hierdie vergelykings nie. My beginpunt is my formule, dis dit. Dan weet ek ook my volgende deel van die teorie, vir my vergelyking om gelyke wortels te hê, weet ek delta moet gelyk wees aan 0. So julle gaan sien ek gaan hulle almal heeltyd so begin, dan weet jy waarom te begin. Nou gaan kry kom in standaard formaat, hy is darm al klaar. So ek kan gaan uitwerk. Ok, ons sê my b kwadraat, dis 'n 6, so b kwadraat minus 4, my waarde vir a is 5, my waarde vir c is 'n minus d. En ek wil weet, waar gaan dit gelyk aan 0 wees, want dis wat daai gedeeltetjie sê. So as jy hierdie stap vir stap doen, is dit eintlik nie so bad nie. Dan kry ek 36 plus 20d is gelyk aan 0. So 20d is gelyk aan minus 36, en dan kry ek my d as minus 36 boop 20, en as jy dit net gaan mooi vereenvoudig, kry jy 'n pragtige minus 9 op 5, en dit is my waarde vir d, waarvoor hierdie ouetjie gelyke wortels gaan hê. So makliks is dit. Nommer 6, vir watter waarde van k sal hierdie vergelyking nie reële wortels hê? Weereens, die oomblik wat ek met hierdie begin, dink ek delta is gelyk aan b kwadraat minus 4ac. Dan gaan kyk ons hierso, my volgende deel van die teorie, nie reële wortels, weet ek delta moet kleiner wees as 0. Ok, en dan val ons weg met die res. Dan sê dit vir my, so my b kwadraat is 'n 1, wel, sorry julle, hy is nog nie eers in sy standaard formaat nie. So kom ons skryf hom gou eers in sy standaard formaat. X kwadraat plus x minus k is gelyk aan 0, hier is nog lekker maklik. En nou kan ek hom gaan invul, my waarde vir b is 1, dis wat voor hom staan, so 1 kwadraat, minus 4, my waarde vir a is 1, en my waarde vir c is 'n minus k. En ek wil weet, waar gaan dit kleiner wees as 0, want dis waar hy nie reële wortels het. En dan is dit 'n gewone vergelyking, dan kry ek 1 plus 4k moet kleiner wees as 0, so 4k moet kleiner wees as minus 1, so k is kleiner as minus 1 op 4. Ek het nie my bekkie gaan omruil nie, want ek het nooit gaan deel met 'n minus nie. Right, en dis hoe ons hom doen. Die volgende drietjies, hier kan julle gou die video weer pause en hom probeer. Nou begin ons al so bietjie interessanter vragies doen, maar julle kan gou hierna gaan kyk. Eerste enetjie, nommer 7, hulle sê, hulle gee vir my ietsie, hulle sê bepaal die waarde van m, indien dit gegee word dat die wortels reëel is. Ok, eerste ding wat jy dadelik doen, is jy gaan skryf delta
is b kwadraat minus 4ac. Dan gaan skryf jy hom ook om te sê, ons weet vir reële wortels, dit beteken delta moet groter of gelyk wees aan 0. Dis mos as ek gaan dink aan my teorie wanneer dit reëel is. So dis wanneer jy 'n worteltjie het met 'n positiewe getal of 0. So delta is groter en gelyk aan 0. Julle kan ook gaan kyk na daai slide in die opsommings waar ek dit vir julle baie duidelik gestel het. As hulle byvoorbeeld vra waar is dit reëel, dan weet jy dit moet groter en gelyk wees aan 0, daai tipe goed. So julle kan net gaan kyk daar. Okay. Volgende ding wat ek gaan doen is ek gaan skryf my formule in sy standaard formaat. Ek het minus 2x kwadraat minus 4x plus m minus 3 is gelyk aan 0. Nou sy in sy standaard formaat. Nou kan ons begin met die goed. Check altyd eers. Ek soek net 1x kwadraat, net 1x en al die ander is my c. So ons gaan kyk. So b kwadraat is minus 4. So b kwadraat minus 4, my waarde vir a is minus 2, my waarde vir c is m minus 3. En vir reële wortels moet hierdie gedeelte groter en gelyk wees aan 0. Dis hoekom ek daarvan hou om daai so lank daar te skryf. Okay, nou kan ons hierdie stap vir stap gaan uitwerk. So ek kry 'n 16 minus. Right, wanneer jy hierso kom, julle moenie lui wees nie en gaan skryf asseblief daai 4 net eers daar, gaan maal eers hierdie hakies uit. As julle alles saam maal, maak julle baie goue tekenfout. Ek hou daarvan om nou eers hierdie stappe te wys, minus 2m plus 6, so dis net een ekstra stappie, dan sê dit 16, nou kan ek hom gaan inmaal, plus 8m, minus 24, waar is dit groter en gelyk aan 0? Okay, so dan wat ons gaan doen, so 8m is groter en gelyk aan, vat hierdie nou die 4 minus 24 en die 16 nou oor, dan kry ek aan hierdie kant 'n 8. Ek het nog nie gaan deel met 'n minus nie, daarom ruil my bekkie nie om nie. So m is groter of gelyk aan 1, en dis hoe ons hom doen. Nommer 8. Hier gee sy hulle vir my iets bietjie interessanter. Hulle sê, indien 4 een van die wortels is, bepaal die waarde van m en die ander wortel. Okay, wat hulle hier vir my sê is, hulle sê vir my, weet jy wat, ek het nou al klaar eintlik een van die x-afsnitte gaan bereken. Want as jy gedink, as ek 'n vergelyking het, wat ek byvoorbeeld sê nou maar kry, x minus 2, x plus 3, is gelyk aan 0. Sê nou maar jy kry so iets. En ek werk mos nou my x-afsnitte uit, as x is gelyk aan 2, of x is gelyk aan minus 3. Eintlik sê dit net vir my, wanneer ek my 2 weer hierin gaan voeg, dan gaan my antwoord mos nou 0 wees. Of wanneer ek my minus 3 in x se plek gaan invoeg, gaan my antwoord weer 0 wees. So hulle gee eintlik net vir my een van my x waardes al klaar. Okay, so wat dit vir my sê is, eerste, kom ons gaan kyk gou na daai. Ek gaan dadelik eers begin met delta is b kwadraat minus 4ac. Nou wat ons doen, hulle sê vir my een van die x'e is 4. So al wat ek gaan doen is ek moet my x 'n 4 gaan maak. Plus 7, my antwoord is 4 en ek weet wanneer ek dit in x se plek sit, moet my antwoord 0 wees. Dit is hoe ek my x-afsnitte uitwerk. Dan kan ek die waarde van m gaan bepaal. So ek kry aan hierdie kant is 16m plus 8 is gelyk aan 0. So ek kry 16m is gelyk aan minus 8. So my waarde vir m is minus 1 op 2. Ok, so nou het ek ten minste vir m bereken. M is minus 1 op 2. Nou gaan ons na die volgende stap doen. So nou kan ek hom in sy standaard formaat gaan skryf om te sê minus 1 op 2 x kwadraat plus 7x minus 20 is gelyk aan 0. Ok, so nou wat ons hierso gaan doen, is ons moet nou gaan kyk, right, ons wil hom eintlik maar gaan faktoriseer. Dis pretty much wat mens doen. Daar is ander maniere ook. Hierdie is maar die maklikste manier, want julle weet hoe om hierdie te faktoriseer. So, ek hou daarvan om regdeur te gaan deel met my minus. So, dan kry ek 'n x kwadraat minus, dan ek deel regdeur met my minus 'n half, dan kry ek minus 14x plus 40 is gelyk aan 0. Dan kry ek hom, as ek hom gaan faktoriseer, kry ek my faktore as 'n 10 en 'n 4, die tekens is dieselfde en albei kry 'n minus. Dan kry ek my antwoord, x is gelyk aan 4
of x is gelyk aan 10. In my opinie is dit die maklikste manier om dit te doen. Alright, ek het net my 4 gaan invervang en toe het ek net gaan faktoriseer en sien julle, een van my wortels is 4, so ons weet ons is reg. Alright, die ander wortel is dan 10. Ok, nommer 9. Hulle sê bewys dat die wortels van hierdie gedeeltetjie rasionaal is vir alle waardes van x. Ok, hier moet ons nou so 'n bietjie begin redeneer. Wanneer iets rasionaal is, dadelik dink jy, ok, eerste gaan skryf ons delta, b² minus 4ac. Vir rasionaal weet jy, delta moet groter as 0 wees, maar meer as net dit moet 'n volkome vierkant wees. So dit moet ietsie wees soos 'n hakkie kwadraat of 'n x kwadraat of something kwadraat of something tot die mag 4 of tot die mag 6 of tot die mag 8, dan weet ek dit is 'n volkome vierkant. So dis so al waar jou brein ingaan. Ok, so nou wat jy gaan doen is, eers gaan skryf ons som in standaard formaat. Ek kry 2x² plus x. Ek gaan hierdie so lank oorvat en hier gaan skryf as minus 2nx. Minus n is gelyk aan 0. Nou wat jy gaan doen, gaan kyk eers. Hy mag net 1x², net 1x en al die ander is my c. Sien julle, ek het nou 2x'e, nou het ek 'n probleem. Wat jy dan gaan doen is jy gaan faktoriseer. Jy soek net 1x² en net 1x. As ek 2x'e het en ek soek net 1, dan gaan haal jy 'n gemeene faktor uit. So ek gaan haal my x uit, wat oorbly is 'n 1 minus 2n. My minus n chill daar uit is gelyk aan 0. Nou het ek actually my waardes. Ek het 'n waarde vir a, 'n waarde vir b en 'n waarde vir c en dan kan ek nou net dit gaan incheck in my formule. Nou gaan kyk ek b² is die 1 minus 2n², so b² minus 4, my waarde vir a is 2, my waarde vir c is minus n. So ek moet nou gaan bewys, hou dit in jou kop, jy wil 10 hê, dit moet 'n something kwadraat wees. So as jy hierdie hakies gaan uitmaal, onthou asseblief om dit langs mekaar te skryf en mooi te gaan uitmaal, of die shortcut, ek gaan sommer op die shortcut, minus 4n plus 4n², minus maal met 'n minus, gee vir my plus 8n. Dan gaan tel ek my appels en pere bymekaar, dan kry ek 'n 4n² plus 4n plus 1. Ok, onthou asseblief, ek kan nie nou gaan sê vir watter waardes van n is hy groter of gelyk aan of groter as 0 nie. Dis nie wat hulle vir my vra nie. Ek sal nou vir hulle wys hoe mens dit ook kan doen, maar hulle sê eintlik vir my bewys dat dit vir alle waardes is. So die oomblik wat jy moet bewys dit is vir alle waardes rasionaal, dan dink jy aan hierdie gedeelte. Jy weet vir rasionaal wil jy 'n volkome vierkant hê, so jy soek 'n something kwadraat. So dis hoe waar in jou brein gaan. Ok, ek gaan nou vir julle 'n lelike shortcut ook wys wat jy net met hierdie som mag doen. Ok, as jy vergeet het hoe om te faktoriseer. As jy hierdie ouetjie gaan faktoriseer, as jy nie kan onthou nie, gaan kyk die video van graad 10 faktorisering, gaan jy jou hakies so kry. En ek kan hom gaan skryf as 'n 2n plus 1 kwadraat. En daar het ek bewys nou dat dit wel 'n volkome vierkant is. Want jy kan nou gaan sê, so dit wil sê, want hierdie 2n plus 1 kwadraat is 'n volkome vierkant. En dan kan ek maar net gaan sê, so dit is 'n volkome vierkant. Dit wil sê, my wortels is rasionaal. Julle kan in die opsommings gaan kyk presies hoe ons dit skryf. Vir alle waardes van n. Boom, en daar het ons dit bewys, want dit is 'n volkome vierkant. Ok. Hier gaan ons nou nommer 10, 11 en 12 doen, so julle kan gou pause en dit gou weer self probeer. Ek wil weet, die aard van die wortels, nommer 10, hulle gee vir my 'n ding, hulle vra vir my vir watter heelgetalwaarde, hier werk sy net met heelgetalle, so vir watter heelgetalwaarde van k gaan hierdie vergelyking rasionaal wees. So die eerste ding wat jy doen, is jy gaan skryf my delta, weet ek is b² minus 4ac. Dan gaan weet ek ook, ok, so vir rasionaal weet ek delta moet groter of gelyk wees, onthou gelyk aan 0 is ook rasionaal, en spesifiek soek ek 'n volkome vierkant. Ok. Right, so kom ons gaan kyk gou.
Ons gaan skryf hom dan in sy standaard formaat. Hy's klaar in sy standaard formaat. So ek kan gaan kyk my b kwadraat, soos b kwadraat minus 4, my waarde vir a is 'n k, my waarde vir c is 'n k, en ek wil weet, waar is dit groter en gelyk aan 0? So nou gaan kyk ons hierso, so ek sê 25 minus 4k kwadraat, waar is dit groter en gelyk aan 0? Okay, so jy kan hom van hier af gaan begin faktoriseer. Ek hou nie regtig daarvan om met 'n parabooltjie te werk wat nie in sy mooi standaard formaat is nie. So ek gaan net eers met hom so werk, ek gaan deel met my minus. Dan kry ek 'n 4k kwadraat minus 25 is kleiner of gelyk aan 0. Dan is hy in sy standaard formaat, sodat ek nou actually met 'n mooi parabool kan gaan werk. Maar nou moet ons hom eers gaan faktoriseer. Ek sien is verskil van twee vierkante, so ek sê 2k minus 5, 2k plus 5, waar is dit kleiner en gelyk aan 0? Nou wat jy gaan doen is jy gaan kry mos jou kritiese punte. So my kritiese punte, jy sê mos hierdie ouetjie is 0 of daai ouetjie is gelyk aan 0. So dan kry ek my kritiese punte, k is gelyk aan 5 op 2 of k is gelyk aan minus 5 op 2. Vir 'n ongelykheid weet jy moet jy jou parabool gaan teken. In hierdie geval werk ek met my smiley parabool, ek hou van my smiley. Ek het 'n minus 5 op 2 en ek het 'n 5 op 2. Okay. En nou weet ek kleiner of gelyk aan 0. Ek kyk onder die lyn, so ek moet hom nou daar gaan definieer. Julle weet nou hoe om hierdie te doen, so ons gaan minus 5 op 2, ek sit my 5 op 2, k in die middel en altyd 2 kleiner as tekentjies. Okay. Maar nou sê hulle vir my, watter heelgetal waarde of waardes gaan hierdie ouetjie vir my met vra hulle rasionaal wees. Okay. So nou het ek al ten minste my getalletjies hierso. So ons werk van minus 2,5 en 2,5. So dit is wat ek op hierdie stadium mee werk. Okay. So nou wat ons gaan doen is ons moet nou gaan kyk vir watter waarde van k, so wanneer gaan hierdie 'n volkome vierkant wees. Dis die ding, ons gaan nie net met enige heelgetal werk nie. Dit moet 'n heelgetal wees wat vir my dan 'n volkome vierkant gaan gee, want ek soek dit as rasionaal. Okay. So my waarde vir k lê somewhere tussen minus 2,5 en 2,5. En dit moet heelgetalle wees. En nou gaan check ons gou die heelgetalle wat daar tussenin lê. So ek het minus 2, minus 1, 0, 1 en 2. Dit is die heelgetalle wat my waarde vir k kan wees. So dit is al my waardes vir k. Okay. Nou, hulle vra baie spesifiek vir my, vir watter waarde van k gaan my vergelyking rasionaal wees. So hulle vra eintlik vir my, wat moet ek vir k maak? Onthou as 'n vergelyking, dat die wortels rasionaal is, beteken dit delta moet nou 'n volkome of 'n perfekte vierkant wees. So delta moet groter wees as 0, maar meer as dit, hy moet 'n perfekte vierkant wees. Okay. Nou wat ons gaan doen is, jy kan hom nou half gaan instel om te kyk, right. Imagine gaan my k is minus 2, onthou ons werk heeltyd met delta, weet ons, is b kwadraat minus 4ac. So wat jy hier nou gaan doen, is om te sê, okay, verbeel jy gou k is minus 2, kom ons gaan check hom gou in. So as ons sê k is minus 2, dan kry ek my vergelyking is minus 2x kwadraat plus 5x plus minus 2. Okay, so as ek dan vir delta uitwerk, kry ek b kwadraat, so dis b kwadraat, minus 4, my waarde vir a is minus 2, my waarde vir c is minus 2. As jy daai in jou calculator ingooi, dan kry ek my waarde vir delta as 9. So hierdie enetjie gaan actually werk, dit is een van die heelgetalle, so jy kan hom gaan vat om te sê k is minus 2. Sê nou maar hulle wil die ander ook gaan toets, sien julle, want dit is 'n volkome vierkant. Right, so kom ons sê as k gelyk is aan minus 1, dan sê my vergelyking minus 1x kwadraat plus 5x minus 1, ek maak my k minus 1. So my delta kry ek as b kwadraat, so dis 5 kwadraat, minus 4, my waarde vir a is minus 1 en my waarde vir c is minus 1. As jy hierdie jou calculator gaan intik, dan kry ek 'n 21.
dit is nie 'n volkome vierkant nie. So, -1 gaan nie werk nie. En dan kan jy nou dieselfde doen met almal. Let asseblief op hierson, hè. Wanneer jy gaan sê k is 0, hier is nogal belangrik, né? Imagine gou ek sê k is 0. Sien julle? Dan val my x² heeltemal weg. Dan is dit nie meer 'n volkome vierkant nie. So ek kan nie gaan werk met daai enetjie nie. Ek kan nie gaan werk met waar x gelyk is aan 0 nie. Dis nogal belangrik om dit te sien. Okay. En dan kan jy dieselfde gaan toets met waar k gelyk is aan 1 en waar k gelyk is aan 2. Jy doen presies dieselfde, jy maak hom net, vervang hom net heeltyd in. En jy sal sien, wanneer jy gaan skryf het, om te sê, en hierdie kan julle nou in die opsommings gaan sien, wanneer ons gesê het k is -2, dan het ek vir delta gekry as 9. Wanneer ek gesê het k is -1, dan het ek vir delta gekry as 21. Onthou, ons mag nie vir k as 0 gebruik nie. As k 1 is, dan het ek delta gekry as 21, en wanneer k gelyk is aan 2, het ek my delta weer gekry as 9. So die twee heelgetalwaardes wat vir my 'n volkome vierkant gaan gee van as wat ek vir k kan maak, is as ek sê k is -2 of k is 2, want dis waar delta 'n volkome vierkant is. So hier is definitief 'n bietjie 'n moeiliker vraag. So my waardes is k is -2 of k is 2. Okay. Right, nommer 11. Hier gee hulle vir my ietsie en hulle sê, bewys dat die wortels van hierdie vergelyking reëel en rasionaal is. Okay, reëel en rasionaal, dadelik dink jy weer, okay, so hy moet groter en gelyk wees aan 0. Maar weer eens, spesifiek met die rasionaal, soek jy 'n volkome vierkant. Okay, so kom ons kyk. Eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan skryf delta is gelyk aan b² minus 4ac. Nou wat jy gaan doen, ons vat hom verder. Ons weet vir reël en rasionaal, ek moet bewys my delta moet 'n volkome vierkant wees. 'n Volkome of 'n perfekte vierkant. Okay. En dan wat ons gaan doen is ek gaan skryf hom in sy standaard formaat wat vir my sê 3x² plus hakkie k plus 2x. Ek gaan skryf al die ander goed oor -1 plus k is gelyk aan 0. Nou is hy in sy standaard formaat. Nou gaan check jy net. Ek het net 1x², net 1x en al die ander is my c. En nou kan ek vir delta gaan bereken. So dan kry ek vir delta as b², so k plus 2² b² minus 4, my waarde vir a is 3 en my waarde vir c is -1 plus k. Ek kan nou nog nie gaan sê waar is dit groter as 0 of gelyk aan 0 of groter of enige so iets nie, want ek moet bewys dat dit wel rasionaal is. So jou brein moet dadelik gaan, jy moet bewys dat jy by 'n volkome vierkant eindig. So kom ons kyk. As jy hierdie hakies gaan uitmaak, kry ek 'n k² plus 4k plus 4. Hierso gaan ek nie lui wees nie. Ek gaan my -4 daar skryf en eers hier uitmaal. Ek kry -3 plus 3k en dan kry ek 'n k² plus 4k plus 4. Ek maal nou my -4 in. Ek kry plus 12 minus 12k. Dan wat ons gaan doen is, ons gaan tel appels en pere by mekaar, so ek kry 'n k² minus 8k plus 16. Okay, en ek het nou gesê ek sal vir julle 'n baie lelike shortcut wys, wat jy net met hierdie tipe vrae kan doen. Ek gaan nou vir julle by daai gedeelte uitkom. So eerste wat ons gaan doen, is gaan hierdie ouetjie faktoriseer, is om te sê, hy gaan wees 'n k en 'n k, 'n 4 en 'n 4, en die tekens is dieselfde, albei kry 'n minus, so ek kry hom as 'n k minus 4². En dan kan ek sê, okay, so dit wil sê, my k minus 4² is 'n volkome vierkant, en daarom, of dis is, en dan kan jy basies die vraag net gaan neerskryf, gaan kyk in die opsommings, so jy kan gaan sê, en dis is die wortels rasionaal en reëel, en dan, julle skryf dit maar net soos wat dit in die opsomming staan, vir alle waardes van k. En dis hoe
hierdie gedeeltetjie werk. Okay, so dis actually nie so bad nie. Right, nou wil ek vinnig vir julle daai lelike shortcut wys. Jy mag dit doen net wanneer jy by hierdie vraag kom, spesifiek by aard van die wortels. Sit 'n lelike shortcut, dis nie 'n foolproof plan wat ek vir jou leer nie, asseblief weet eerder hoe om te faktoriseer. Maar wat jy kan gebruik, wanneer hulle vir my hierdie gedeeltetjie gee, om te sê, bewys dat die wortels van hierdie vergelyking reëel en rasionaal is. As jy gou vinnig wil check, asseblief jy moet eers kan faktoriseer. As jy vinnig wil check, kan ek vir jou sê, jou antwoord gaan eindig, jy gaan die vierkantswortel vat van daai enetjie, jy gaan die vierkantswortel vat van daai een, en jy gebruik daai teken en dan sit jy die kwadraat by. Jy kan maar weet jy gaan by so ietsie eindig. Ok, weer eens, dis nie hoe mens faktoriseer nie, dis net 'n vinnige manier om te check of jy reg is. Ons het by een van die vorige voorbeelde, as jy nou dink aan daai vraagie, so as jy gou dink daar by voorbeeld nommer 9, het ons gegaan en ons moes weer bewys dat dit rasionaal is. So jy moes weer dink, okay, dink aan 'n volkome vierkant. So dink geprakties hierson, hè? Ek wil net hê julle moet net vinnig sien hoe mense dit kan check. Jy vat die vierkantswortel van hom, daar is hy, vat die vierkantswortel van daai getal, dit is hy, en jy gebruik daai teken en dan sit jy die kwadraat by. Dis 'n vinnige manier om te check dat jy reg is. Okay, jy kan dit net hierso doen. Sit 'n vinnige checklist. En dan volgende enetjie, hulle is lus laat ons baie hakies uitmaal. Hulle sê bewys dat die wortels van hierdie vergelyking reëel en rasionaal is vir alle waardes van x. So hulle wil weer hê jy moet bewys dat dit 'n volkome vierkant is. Dadelik dink jy delta, weet ek, is b² minus 4ac. Dit is my go-to. Dan wat ek gaan doen is ek gaan skryf hierso om in sy standaard formaat en hulle was daarom nice. Hulle het dit vir my gegee. Ek het 1x², 1x en al die ander is my c. Ek kan gaan kyk, my b² is 'n p minus 2 kwadraat, minus 4, my waarde vir a is 1 en my waarde vir c is 'n 1 minus p. Nou wat ons gaan doen is ons gaan sê, okay, ons gaan maal hierdie hakies uit, so ek kry p² minus 4p plus 4, dan gaan maal ek, hierdie 1 is daarom net daarso, so ons gaan sê dan minus 4 plus 4p. Nou gaan tel ons appels en pere by mekaar, ek kry 'n p², hierdie twee gaan mekaar mooi uitkanselleer, daai twee kanselleer mekaar mooi uit, so hierdie is 'n pragtige voorbeeld om te sê, ek kry my delta as p², and that's it. Nou het ek bewys, en dan so dieselfde rede as nou, oordat ek sê dit is nou 'n kwadraat, so ek gaan sê, so dit wil sê delta is 'n volkome vierkant, selfde as nou, so volkome vierkant, en dan kan ek gaan sê, so, dis is die wortels, nou kan jy basies die vraag net so neer gaan skryf, reëel en rasionaal vir alle waardes van p, en dan het ek hom gedoen. Alright, die laaste drietjies het daarom lekker 3 vinnige is, 13, 14 en 15, weer eens, julle kan hom gou pause, en dan kan ons julle dit gou self probeer. Hierso sê hulle vir my, vir watter waardes van m gaan die k, so hierdie hele gedeelte, nie reële wortels hê. So as hulle hom vir ons so vra, is hulle baie nice. Julle, dit gaan eintlik maar net oor alles wat aan die binnekant van my worteltjie staan. Ons het mos nou hele die begin met die teorie, het ons gesê, dit gaan oor daai represent delta. So wat ek nou gaan doen, vir nie reële wortels, weet ek delta moet kleiner wees as 0. Met ander woorde, dit wat aan die binnekant van my wortel staan, moet kleiner wees as 0. En dis hoe ek dit doen, dis al. So ek sê 6m is kleiner as minus 4, so ek kry m is kleiner as minus 4 op 6, so m is kleiner as minus 2 op 3. Let wel, ek het nie gaan deel met 'n minus nie, daarom ruil my bekkie nie om nie. Alright, nommer 14, hulle vra hier vir my, vir watter waardes van m gaan hierdie gedeelte gelyke en reële wortels hê. Gelyke en, dit beteken dit moet gelyk wees ook, met ander woorde, waar gaan hierdie gedeelte wat binne die wortel staan, vir gelyke wortels, gelyk wees aan 0. So maklik is dit. Right, jy kan hom nou gaan faktoriseer as jy regtig wil, maar ons weet die teenoorgestelde van 'n kwadraat is net 'n wortel. So ek sê m minus 1 moet 0 wees, so m is gelyk aan 1. Dis lekker vinnig is hierdie, ek love it as hulle dit vir jou so vra. Gaan alles net oor wat aan die binnekant van my wortel staan. Right, volgende enetjie. Hier sê hulle vir my,
Hulle gee ietsie vir my, hulle sê vir watter waardes van k gaan die vergelyking gelyke wortels hê. Dadelik wat jy dink, delta is gelyk aan b² minus 4ac. So ek gaan skryf om eers in standaard formaat, om te sê x² plus 2kx plus 4x plus 9k is gelyk aan 0. Nou is hy in standaard formaat, maar ook nog heeltemal nie, want ek het 1x², dis great, maar ek het 2x'e. Wat jy doen as jy meer as 1x het, is jy gaan haal hom uit, jy gaan faktoriseer. So jy gaan skryf hom as x² plus, ek haal my x uit, 2k plus 4 plus 9k is gelyk aan 0. Nou is hy in standaard formaat. Wat belangrik is, wanneer jy hierdie gaan faktoriseer julle, ek weet mens kon dit 2 ook as 'n algemene faktor gaan uithaal, maar ek soek net 'n x. Okay, en dan onthou asseblief, ek dink ek het hierdie stukkie nou net nie ingesit nie, maar ons weet vir gelyke wortels moet delta gelyk wees aan 0. Okay, en nou begin ek met my som, so ek gaan sê b², so die 2k plus 4, b² minus 4, my waarde vir a is 1 en my waarde vir c is 9k. So ek wil weet, waar het dit gelyke wortels, so waar is daai gelyk aan 0? Jy gaan maal jou hakies uit, ek kry 4k² plus 16k plus 16 minus 36k en ek wil weet waar is dit gelyk aan 0. So gewone kwadratiese vergelyking. Ek tel my appels en pere bymekaar, ek kry 4k² minus 20k plus 16 is gelyk aan 0. Jy kan gaan deel met 'n 4, so ek kry k² minus 5k plus 4 is gelyk aan 0. Gaan faktoriseer. Ek kry 'n 4 en 'n 1, die tekens is dieselfde en albei kry 'n minus. So my antwoord is k is gelyk aan 4 of k is gelyk aan 1. En dis hoe ons hierdie doen.